Goeiemôre, gemeente, geliefdes, broers, susters, en dan die familie in besonder. Sê baie welkom, Sumarna en Abri, Lou, Alicia en Matthijs. Sê baie welkom ook vir Liana en Christo, Jandre en Chalet, wat vandag inskakel nou hier. Sê baie welkom aan vir Abihet, Arno, Danko van Dijk, en Erasmus, en dan ook baie welkom vir Dirk Martin, Anneke van Dijk, en Pieter van die Dag. Baie welkom. Welkom ook vir die ouwe thuis wat inskakel ook vanoggend. Dis nie 'n lekker Saterdag om in mekaar te kom. Dis nie 'n lekker geleentheid nie. Maar tog, wat hierdie aangenaam maak, is die feit dat broers en susters in Christus so by mekaar kom om mekaar te ondersteun en mekaar te kan help en mekaar te kan bystaan. En ek wil dan nou graag begin en ek wil graag van die gemeente van Ketkerk ook sê, al ons medelee, weet ons dink aan julle, ons bid vir julle, Eliana, ons dink aan julle, Dirk, en weet dat die Here se troos ook met julle is. En soos in die gedeelte daarbo sê, ons eer vandag die kosbare lewe en nagedagtenis van Tannie Alta. Hierdie persoon wat ek glo soveel diep spore in elkeen van ons se lewens beloop het. Kom ons kyk 'n bietjie in die gedeelte wat in mekaar is. Is my herder, ek kom niks kort nie, groen by velde, daar laat hy my rus, na waters van rus, daar lei hy my heen. Hy verpik my siel en my gees, hy lei my op die regte pad, om sy naam te eer, en sy goedheid te wys, ja selfs al loop ek in die dal, van die doodskadu weer, sal ek geen kwaad vrees nie, want hy is by my. Sy stok en sy staf, dit vertroos my, hy gee vir my moed, in die donkerste uur, hy dek vir my tafel, voor my vyande se oor, hy salf my hoof met sy olie, hy lei op die regte pad, om sy naam te eer, en sy goedheid te wys, ja selfs al loop ek in die dal, van die doodskadu weer, sal ek geen kwaad vrees nie, want hy is by my. Goedheid en guns sal my volg, al my lewe staan, dag na dag, en in die huis van die Here sal ek bly, vir al my dag, vir altyd en altyd, hy lei my, op die regte pad, om sy naam te eer, en sy goedheid te wys, ja selfs al loop ek in die dal, van die doodskadu weer, sal ek geen kwaad vrees nie, want hy is by my.
dal van doodskade deur, sal ek niks vrees nie, want hy is by my. Ek wil vra dat ons sal staan en dan Halleluja 2, 4, 5, 2 verse sing wat sê, tel jou seëninge. En as ons so hierdie foto's gesien het, dan was dit 'n seën gewees, so dat die altyd geken. Kom ons staan en sing ons Halleluja 2, 4, 5, verse 1 en 2. Het ons daar gesit en dink, wat sê dit? Dis eintlik gepaste teks. Dis eintlik gepas oor die trouwteks, oor die begrafnis, oor wat aan pa se begrafnis, dit is so hartseer om te dink dat pa, dit is so hartseer om te dink dat jaar en maand, 'n jaar uitgegaan van ons weg. Het ons so gesels later, die gedeelte op die gedeelte daarby, maar die knap vrou is baie knap vrou, is baie werk, baie meer, en ek glo met my hele hart, hierdie die Here vir ons deur sy Gees gegee, hierdie Here vir ons deur sy Gees, want die tel eintlik en beskryf soos mamma ander woorde van, ek is geen gedig is woorde van, ek het hierdie gedig is opgedra. Ek wil hê dat as ons dink aan, die wanneer is knap vrou wees hoor, die wanneer is gedeelte wees hoor, mag hierdie gesiggie by hierdie knap vrou, mag dit vir jou aanlees, mag dit vir jou al sy was, want sy was. Kom ons lees dan die gedeelte die woorde sal op die bord wees. 'n knap vrou is baie meer man edelstene. Het op haar man het ek tussen hakkies, steen op haar en pluk die vrug, sy bring vol net voordeel. Sy bring vol net voordeel, haar hele lewe. Sy maak wol en vlas by mekaar en geniet dit. Sy is soos die handelskepe.
Sy bring die kos staan ver as dit nag is. Sy staan op as dit kos nag is vir haar huis en maak kos vir haar huisgesin. Kry hulle ook haar slagvinnig. En as jy nou vers 20 toe sê, en as jy nou vers 20 aan sê armes. Sy het 'n oop hand vir armes teenoor. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huis. Sy is gerus oor haar huis. Dra almal dit sneeu. Hulle dra almal. Sy maak self vir haar sy maak self sy dra klere van dit en sy dra klere van haar man is wel bekend by die haar man is wel bekend by die leiers waar hy saam met die leiers beraadslaag. Weduwee was 'n groot weduwee was so 'n groot boom. Alles in haar spreek van 'n sterk en alles in haar spreek van 'n sterk en sy ken sy ken geen as sy praat kom dis dit met die wysheid. As sy praat as sy leiding met die wysheid as sy leiding gee sy hou met goeie toesig. Sy hou hy goeie toesig. Lei huishouding is sy nie. Is sy haar kinders prys haar. Haar kinders prys haar. Haar man is gewonde. Daar is baie knap vrouens. Daar is baie klein vrouens tref hulle aan. Maar jy uiterlike skoonheid hou nie. Uiterlike skoonheid hou nie. Alles mooi voorkoms. As jy nie alles die Here dien, dan verdien jy die Here dien geprys. Dan verdien 'n vrou. Gee haar toekoms vir alles. Gee haar toekoms. Laat alles wat sy doen. Laat haar werk in die stadspoort wees, in die stadspoorte, ook hier in Bekend. Jo, vandag stil by 'n lewe, staan ons stil by 'n lewe wat nie ongesiens verbygaan. Spreuke 31 in die 3 Spreuke 31 in die 15 vertaling, Habakuk vers 10. Hy vra wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo nou orale. Nie onder nou vra die vraag nie omdat sy onder hy vra die vraag nie omdat sy tot vrou is met hulle saam nie. Omdat hulle min gesaai het. Omdat hulle min gesaai het nie. En jy hart moet soek vir sulke mense. Want hulle is kosbaar. Vandag kan ons sê dat ons het so 'n vrou gedien. Dis hoekom ons haar lewe en dis hoekom ons haar lewe vier en wil gedien. Die Bybel meet haar waardes. Nie aan rykdom of status of skoonheid, maar aan haar karakter en liefde, bo aan liefde aan haar verhouding met die Here. Haar waarde sê die woord, meer werd as pers. Nou as die digter dit skryf, dan sê eintlik dat hierdie persoon is onvervangbaar, as dit onbytbaar, as dit aardse. Dit is daai wat hulle sê, ouma's lewe was, ek kan nie waarde daarin sit. Sy het lief gehad, maklik en dit maklik. Sy het gedien sonder onderkenning. Glo selfs wanneer die pad swaar se oor was haar lewe kosbaar. Gee vir ons vandag. Spreuke 31 gaan nie net oor 'n vrou doen nie. Gaan nie net oor wat 'n vrou doen nie, maar veral haar nalatenskap. Haar nalatenskap wat sy lê in die dinge wat sy gedoen het, maar in die mense wat in woorde wat moed gegee het, in gebede wat daagliks stilweg, in liefde wat bly voortleef, nou harte. Terwyl ons leef haar invloed voort. Dit laat my dink Spreuke 2 woorde vers 6 en vers 6 en het ek dan ook gesê dat as ek daarin dink aan sy gesig, mamma se gesig, dit is die woorde van Spreuke 2 wat sê gee leiding aan die jong mens, hy sal ook as hy oud is die daar. En dan op die gedeelte wat hier is gesê, dit wat die ma op die hand van haar kind skry, hoe kan die hand van die werk kry, weet ek nie, maar as waar jy gekry het, weet ek jy dit selfs baie. Ek jy dit selfs geskryf. Dit is so mooi. Dit is wat gebeur.
Want dit is wat haar lewensverhaal is op haar lewensverhaal is op haar geskryf. Die fotos, die video, al daai gaan met die tyd verval. Al daai gaan met ons oë gaan nie meer die fotos so mooi kan oë gaan nie meer die fotos so mooi kan leer op die hand. Staan die hart geskrywe, staan dit vasgeskrywe vir lank. Dan die altaar kon haar soos wat kon haar kinders lei, soos wat en sien ons dit vandag ook en sien ons dit vandag ook en het ons dieselfde tel van binne haar binne haar kleinkinders moes ons steeds voortleef. Julle is mamma en ouma se vrug van die arbeid. Maar die rede hoekom sy lyding kon gee dat sy lyding is omdat sy lyding ontvang het. Mamma baie dink vir al ons gepraat, baie dink dit vir al ons gepraat het oor die feit dat sy ons nie video gesien oor die feit dat sy video gesien oor wat sy kyk na. Ons kan voorsien as dit kyk na hierdie bos, ons kan voorsien as dit kyk na hierdie bos. Dit was dan nie al. Een wat mooi maak, een wat hou van, een wat mooi maak, een wat hou van, een wat versorg, een wat versorg, selfs die natuur. En as ek dink aan lewe dan om Psalm 1 se lewe dan om Psalm 1 by my op. Psalm 1 sê dit so mooi, dit sê Psalm 1 gaan goed met die mens wat die raad. Dit gaan goed met die mens wat die raad nie met sondaars omgaan nie, met sinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy, dit dag en nag sy is soos 'n boom wat by water wat op die regte tyd vrugte dra, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare sy is voorspoedig in alles wat sy aanpak. Ja. Hierdie van die altaar leiding gee, kon leiding gee waar haar bron sy leiding het van. En sy het leiding ontvang. Deur die leiding wat sy van die Here ontvang het, vrou, dat sy hierdie knap vrou kon. Nie omdat sy so goed was, nie omdat sy so, maar dat sy so geborge was in die Here se liefde. Die woord sê vir ons in Psalm, dis nou gelees in vers 2 sê, haar vers 2 sê in die wet wat haar vreugde vind in die wet van die Here en in die dag en die woord van die Here en die dag en nag. En die altaar was lief, sy die woord lees, gereeld, ja gesien gereeld met die woord, ja gesien besig met die woord. Mamma het haar vreugde by die Here gevind. En as dit sê hierso van met die mens, dit gaan goed met die mens. Dan kan 'n mens onmiddellik dink wat hier nou gebeur, wie ons nou in mekaar is, daar staan in 'n belofte, dit gaan goed. Daar staan in 'n belofte, dit gaan goed met die mens hier. Maar hoe ons want as dit goed gaan met die mens, sulke byeenkomste, dan moet sulke byeenkomste wees. As die Bybel vir ons sê dit gaan goed met die Here is met die mense, dan beloof nie van die Here nie dat ons gevrywaar is van swaar, ons is selfs nie eens gevrywaar van die, maar wat dit wel sê dit gaan goed met die, dat sy vreugde in die Here, dat sy vreugde in die Here, dan sê hy vir ons die belofte lê, dat ek daarmee voort nie vir hierdie lewe wat vir die lewe wat kom. Dit beteken dat mamma in troos, met haar rigting en troos by die Here. Tye van vreugde en tye van pyn het sy haar geloof was nie net iets versondaar nie, 'n lewensbestaan. Psalm 1 maak 'n duidelike onderskeid tussen 'n lewe sonder God en 'n lewe dan oor ons troostwoorde, die Here ken die weg van die regverdige. Mamma was soos hierdie boom, wat by water oorrede sy daagliks die Here se lewe dink volgens in haar lewe, anders sy gerig anders sy opgeraad en leiding gegee en dan was dit die rigting gewees waaruit dit was dit die rigsnoer gewees waar. Dit is soos wat Paulus gesê het, volg my want ek volg
Christus. Ja, ons gehoor dat mamma baie lief was, gehoor dat mamma baie lief was nader aan gekom het. Ek dink mense wat nader aan gekom het, groen van die weet, groen van mooi maak. Hou van jaar besoek het, was dit mees as jaar besoek het, was dit mees moontlik. Sy het geweet dat die plante nodig het. Sy het geweet dat die plante nodig het om nat te lei. Iemand moet wees om nat te lei en die onkruid gereeld. Sy het dit verstaan, want sy het dit verstaan soos 'n plantjie, want sy was ook soos 'n plantjie. Sy het die Here toegelaat om gereeld, sy het die Here toegelaat om gereeld die onkruid, dinge wat soms ons wortels verstrik, dinge wat soms ons wortels verstrik en ons groei belemmer. Sy daar afhanklikheid, sy daar afhanklikheid weet van die Here. Ek is hy wat weet en die dis hy wat die nat lei en die groei bewerkstellig. En Dion was vir ons soos 'n groot ster. Dion was vir ons soos 'n groot ster. Mamma was 'n kindjie, maar mamma was 'n kindjie waarin hy gegroei het. Mamma het pappa ondersteun en agter die skerms. Mamma het pappa ondersteun en agter die skerms haar werk gedoen. Wat met dit sy was iemand wat met dit sy gegee was, sy gegee was, gegee was, sy kon en gehelp was. Ons hartseer vandag is groot. En ons hartseer vandag is groot. Liefde bring traan, want liefde bring traan. Soos die woord sê, ons rou nie sonder vir 'n gelowige vrou soos mamma, vir 'n gelowige vrou soos mamma eintlik. Beteken die dood nie die einde van haar reis, maar die voltooiing van haar reis. Sy het hier haar waarde uitgeleef. Sy het hier haar waarde uitgeleef die Here se stem. Nou hoor sy die Here wel gedaan, my wel gedaan en getrou, my goeie dienaar en getroue. Soos 'n boom wat geplant is, soos 'n boom wat geplant is nie, is sy nie uitgewis net oorgeplant, maar slegs net oorgeplant. Uit hierdie wêreld oorgeplant tot in die teenwoordigheid. Ons wat agterbly en vir ons wat dan uitnodiging om ook bly dan die uitnodiging om ook ons word die Here te laat groei. Diep in die Here te sal een eindig met die sekerheid. Sal een eindig met die sekerheid van die Here ken die weg. En omdat ons weet geleef het in sy hart, sy regverdig geleef het in sy hart, verlossing besef het en by die Here elke dag gekom het, weer elke dag hierdie weg is. Weet ons wat hierdie weet ons waar self bevind. Weet ons waar self bevind. Haar weg eindig in die Here. Haar weg eindig in die Here. Sy rus nou by die Here. Want sy rus nou by die Here. Hom met haar hele lewe hier hom met haar hele lewe hier gehad. Ons lewe op aarde. Eintlik is ons lewe op aarde kleedrepetisie. Soos 'n kleedrepetisie. Leer ons hier. En leer ons in die Here te leef. In hierdie verbondenheid die Here se leef aangesig tot haar sien is ons van aangesig tot aangesig. So wanneer ons haar mis, God nou God het haar waarde gesien lank. God het haar huis toe geneem. God het haar huis toe geneem. As ek dink aan die woorde huis toe geneem, ek by mamma kom het, by mamma kom het, die hospitaal. Mamma heeltyd sê, beluister. En ek dit heeltyd geïnterpreteer as sy moet bekend werd. En dan vra sy vir 'n bietjie water, Ek val water, ek val daar, baie sag, baie sag. Asemhaling was nie so lekker nie. Pragtig. Daar's soveel vrede. Veral tussen die woorde begin uiter. Gaan huis. Kan weg. Want daardie besef, sy het geweet. Die Here kom haar so gereed. En sy was so gereed. En ons kan vashou in hierdie belofte. Wat kosbaar is in God se hande, gaan nooit verloor nie. Ons het die voorreg gehad. Om hierdie knap aan die altaar. Was hierdie knap ons spreek die 31. Ons spreek die 31. Kom ons sluit die oor. Here Jesus, ons is hier by mekaar en ons is hier by mekaar in seertyd. Dis 'n seertyd. Die verlange is diep.
Die trane is vlak. Maar dankie vir u troos. Maar dankie vir u troos. Dankie Here dat ons op voor die tyd, dankie Here dat ons op voor die tyd hoor waar alles in 'n lied gespeel is, hoor waar alles in 'n lied gespeel het van u wat ons vriend is, van u wat ons vriend is. En die woorde wat sê wat in en dan die woorde wat sê wat in ons plek, daar een ons plek kom staan ook, daar een ons plek kom staan ook in die plek en die het namens ons, daai het namens ons, daai vir ons as regverdig, God kan regverdig. God kan sê, ek wil bid dat u vir ons sal bystaan, dat u vir ons sal bystaan, dat u trooster sal wees, en dit is wat u is, familie, en dat elke geliefde, elke vriend, en elke geliefde, elke vriend en vriendin sal troos. Here, ons dink ook aan Iliana, ons dink ook ver is Kanada, nog ver is Kanada, maar sy so graag op hier wil wees, maar sy so graag op hier wil wees, mag sy ook weet, Here, mag sy ook weet, sy is innerlik vanoggend hier, sy is innerlik vanoggend hier by ons. Here, dankie vir u liefde en u genade. Here, dankie vir u liefde en u genade. Here, dat ons ook, dankie Here, dat ons voorbeeld kon kry. 'n voorbeeld kon kry. Ja, 'n voorbeeld kon hê, soos kan nie altyd. Ja, 'n voorbeeld kon hê, soos kan Here, mag dit ons ook aanspoor. En Here, mag dit ons ook aanspoor. En die voorbeeld is so, en die voorbeeld dat dit kan wees. Amen. Dit wat 'n ma op die hart van haar kind, dit wat 'n ma op die hart van haar kind kry, kan nie nooit uit, nooit uit. As ons daaraan dink, wil ek graag vir ons begrafnisbrief voorhou, en die woorde wat daar binne staan, as jy hom nou by jou het, so mooi sê, wat dit so mooi sê, sy het haar lewe gedeel, met ons gedeel, God skenk haar, sy het ons lief gehad, met haar oneindig God, sy het haar tyd aan ons afgestaan, sy het ewig, by God het sy haar lig, het hier vir ons geskyn, nou is sy omring met die goddelike lig, nou is haar aardse reis saglik in die ewige vreugde, en van haar kinders, kleinkinders, kleinkinders en familie en van haar vriende. Ek wil dan nou ook geleentheid gee, vir 'n huldeblyk, doen dit dan ook namens vorm van 'n stemboodskap, die vorm van 'n stemboodskap. Kom ons luister. Die lewe kom nie met 'n handleiding nie, maar met 'n ma. Ons almal het al hierdie variasie van die uitdrukking gehoor. Op donderdag 8 Januarie het ma haar laaste inskrywing in haar aardse lewensboek gemaak. Ons sal nooit weet wat dit was nie. Ek sal nie verbaas wees dat dit was dat sy gereed is om na haar ewige tuiste te gaan nie. Die hooftema van ma se storie was haar diep verhouding met die Here. Dit het deurgespoel na elke faset van haar lewe. Sy het sonder ophou gebid vir elkeen van haar geliefdes, vriende en selfs vreemdelinge. Pa en ma se storie het begin as 'n skoolkeis en geëindig met 'n huwelik van 59 jaar. Ma het pa gerespekteer as hoof van die huis. Ek is seker pa sou nie aanstoot geneem het dat ons eens is dat ma die nek was wat die hoof gedraai het nie. Pa en ma het baie dae op die tennisbaan deurgebring. Aan die einde van partydae se tennis is vriendskapsbande verstewig by iemand se huis. So Marla onthou daar was beershandies en marmitekoek. Avet is van mening dat haar basis van haar tennisvaardighede vasgelees in al die dae wat sy hulle dopgehou het vanuit die houtspeelraam langs die tennisbaan. Daar is baie gedans, pop, two-step, enige tyd, enige plek. Sondag moes ons slaap na middagete, maar as het geweet teen 3:30 was dit tyd vir plaaskuier. Ons het almal leer bestuur op die grondpad na Bonteheuwel, Koolsvlei of verskeie ander. Tuiste skepping was een van ma se vele talente. Selfs toe hy afgeskaal het en getrek het van Hoogstraat 2 na huis Aje Lebenberg, het ons dit huis genoem,
want ma was daar. Ons almal het begin praat van die klein huisie. Sy het gehou van 'n mooi tuin, maar kon nooit nee sê vir die plantsmous wat die belofte van 'n dubbel petunia in sy verkoopspraatjie gebruik het nie. Selfs waterbeperkings het ma nie ontmoedig nie. Die tuin moes aangepas word. Heelwat plante en potte is saam na die klein huisie getrek. As die son agter die berg was, het sy nog steeds haar plante getrou met die tuinslang nat gespuit en was besig met haar gedagtes. Ma was alomteenwoordig by elkeen van ons kinders se bedrywighede. Sy het getrou 4 kinders se skoolboeke oorgetrek tot ons dit self kon doen. Onvoltooide naaldwerk en breiprojekte het oornag voltooi langs ons beddens verskyn. Sy was 'n cheerleader langs die tennis, netbalbaan of rugbyveld. Later was dit die kleinkinders se beurt en daarna die gemeenskap se kinders. Dit was nie te veel moeite om Ceres, Citrusdal of Namibië en later Kanada toe te gaan vir 'n kuier nie. Met kuiers is daar altyd gunsteling geregte gemaak. Jander is van mening ouma het die beste sop gemaak. Ouma se spaghetti met die rooi sous is Gitte en Alika se nommer 1 pasta gereg. Die skoonkinders het geweet hulle is net so geliefd. Ongelukkig sal hulle nou nooit weet wie eintlik die gunsteling skoonseun is nie. Ma se laaste vakansie op Lentjiesklip saam met die Metons en die Lous was vir haar heerlik. Sy het genot gevind om te sien hoe Janko van Dijk en Erasmus mekaar terg rondom die spelletjiestafel. Ons ma het gehou van mense, of dit nou VLV, ACVV, Tillies, samesang, uitstappies, pannekoek by die kerkbazaar of 'n geselsiensbar was. Ma se verjaarsdag was 'n groot kuier. In die oggend was dit koek en tee. In die aand was daar lekker samesyn met 'n verfrisser van jou keuse. Vroeger jare was dit rondom ma se waterblommetjie breedie, beestong, hoenderpastei en soetpatats. Ma was altyd te boek, altyd die beste bobaasbakster. Dit was nie vreemd om in die oggend in die kombuis te kom en daar was reeds 'n paar koeke reg vir versiering. Awie het onthou dat sy by ma geleer het dat 'n bietjie appelkoeskonfyt saam met die chocolate icing dit ekstra spesiaal maak. Niemand gaan vir Alicia oortuig dat enige anders kan beter as ouma se nie. Struisbaai vakansies was daar bakke vol klein koekies en my gunsteling, ma se vrugtekoek. Charlotte sal altyd onthou hoe ouma die klein kombuisie van Hoogstraat 2 laat voel het asof die moontlikhede eindeloos was. Dirk Martin onthou die keer wat ma op die nippertjie besluit het om beskuit te bak vir die seevakansie. Hy het nie opgemerk dat die kurkprop wat die deur moes oophou terwyl die beskuit uitdroog, uitgeval het toe hy in beskuit gegaps het nie. Die volgende oggend was daar 'n kardoesakkie met sy naam op. Sy quota donkerbruin karammelbeskuite vir die vakansie. Ma het graag gedeel met ander, vir al haar tyd. Sy en haar vriendin het begin misse brei. Matthys onthou baie dae wat hy by die klein huisie gekom het en ouma aan die brei was. Brei was nie net beperk tot die sitkamer nie. Daar is gebrei onder die boom by die pastorie, met kuiers en mamespree en vele ander plekke. Na pa se dood het ons beleef dat ma sy haar ritme verloor het. Skielik was sy nou sonder haar spanmaat. Trou aan haar aard het sy braaf haarself opgetel, 'n nuwe roetine vir haarself uitgekerf. Sy het weer eens vir ons geleer. Mens rus as jy klaar is, nie as jy moeg is nie. Maar altyd, die handleiding is nou geskryf op ons harte. As dit moeilik gaan hier sonder ma en pa, sal ek so Marla en Aviet ons lippe rooi maak, ons naels verf, ons hare laat blou draai en 'n serpie of krale omsit vir 'n nagedagte. Dirk Martin moet maar 'n snoekbraai of een van sy lekker brode bak waarvan ma so baie gehou het. Ons mis julle, maar sal julle bly vind in al die vreugdevolle herinneringe van die tyd toe julle ons wandelende handleidings was. Dankie pa en ma. Ek wil vra dat ons dan nou sal staan en dan lied 266, lied 266, die Onse Vader as gebed dan sal sing, wat sê ons Vader wat woon in die hemel. Ons sing dit van hier af,
En dink aan ons Vader in die hemel. Mamma is by ons Vader in die hemel. Kom ons staan en sing lied 266. By ons Vader. Voor ek die begrafnisformulier voorhou, wil ek graag vir ons begrafnisbrief, wil ek net vir ons die volgende ook uitlig. Spreuke 31 vers 10 op die begrafnisbrief, en ek glo jy gaan hom hou in jou Bybel bere. Wil ek jou net weer die aandag sit op vers 10 wat sê, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo oral. Mag hierdie woorde ook vir my en jou aanspoor om so 'n deegvolle vrou, maar ook 'n deegvolle man te wees. En ons kan dit net wees wanneer ons die voorbeeld volg van die wat ons voorgegaan het, as kinders van die Here, hulle wat geweet het waar hulle krag vandaan kry. Ek en jy leef met ons krag en bron as die Here, sal die woorde ook van ons eendag gesê kan word. Huybrecht, Aletta, Jakobe van Dijk is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Dit bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof om die pad verder ook dan saam met ons te stap. Die dood roep ons om almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe, en of ons dan nou sterwe, ons behoort aan die Here.
Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Sumarna, Avri, Alicia, Matthijs, Dirk Maarten, Pieter, Alika, Anneke, Aviet, Arno, Janko, Van Dijk en Erasmus. Ons harte is saam met julle seer. En Eliana, jy en Christo, en Jandrey en Shalai. Ons harte is saam met julle seer. Weet een ding, ons sal bly bid vir julle. Ons sal bly intree vir julle en ons weet waar jy die troos vandaan kry. En as die pad moeilik raak, moenie huiwer om voorop te tel en net te bel. Ons is gelowiges, broers en susters, en dis die Here wat ons die bemoediging gee, maar hy roep ons ook om mekaar te bemoedig met die woorde, ons behoort aan die Here. Amen. Ek gaan nou vorentoe vir C.P. Smit om vir ons dan die bedankings te doen. Ek wil aan julle voor die bedankings van Alta se kinders. Ons is dankbaar vir die Jesus wat ons moeder vir meer as 82 jaar vir ons gespaar het. Ons hou vas aan mooie herinneringe aan hierdie hartseer tyd. Dankie Adriaan vir jou mooi sagte manier van bystand in hierdie hartseer tyd en spesiaal vir die hospitaalbesoek aan mamma. Ons weet daardie gesels het daar berusting gegee. Ook vir vandag se mooi diens wat ons haar lewe kan vier. Dankie ook aan die Orlis Ellison en Koster Dilana vir julle aandeel in vandag se verrigtinge. Johan en Tannie Rihanna Bekes, dankie. Nie net vir julle vriendskap oor die jare, maar ook vir julle besoeke die week wat ma in die hospitaal was. Johan, jy was haar kleinseun wat soveel moeite gedoen het met elke besoek. Annelies Lambrechts, dankie ook vir jou daaglikse besoeke in die hospitaal. Die kinders is vir jou en Johan baie dankbaar vir die 6de wat hulle lifeline was na ma toe. 6 dae, sies. Aan een en elkeen wat met ons sympathiseer het sy met 'n besoek, 'n oproep, 'n WhatsApp. Die mooie herinneringe wat gedeel is dit hou ons staande. Dankie aan elkeen wat gereeld vir ma iets gedoen het vir al die afgelope jaar na ons pa se afsterwe. Haar ouders, Suzette, Loreen, Kathy en oom Japie, ons waardeer dat sy net kon vra en hulle het gehelp. Die swaardbrigade, soos oom Japie, hulle genoem het Tannie Steffi en Pauline, dankie vir julle bystand die afgelope jaar, maar ook om haar dag sinvol te maak. Die Outpost milkshakes uitstappies was 'n gereelde een. Tannie Marie van die kerk het weer gesorg vir die maandelikse uit die dorp uitreik. Ons is vir julle dankbaar met haar. Ons is vir julle dankbaar wat haar ondersteun het, maar ook vir ons herinnering geskep het, want elke uitstappie het 'n fototyd gekry. Tannie Happy, ons Harvey en Stoffel, dankie vir julle behulpsaamheid as bure by huis A.J. Bloemberg. Ons Harvey se lang lengte het gehelp met kragmeter lees en ons Stoffel moes die bidkaar gereeld staan dat die batterykie moes pap raak. Dankie aan huis A.J. Bloemberg, die van Duitse thuisstuk, sedert Februarie 2023. Aan elke personeellid en suster wat gehelp het met versorging en 'n laat aand naggroep. Sy het van julle hulp en goedheid gereeld vertel. Die tuinmanne wat haar gehelp met tuinmaak, een van haar groot liefdes tot die einde.
Suster Mienke, jy was vir haar spesiaal. En Suster Tanya, dankie vir al die hulp toe ma opgeneem is by Treskere en in die dae daarna. Rihanna en Japie en Tannie Magda, Martin en Marita, julle was steunpilare die afgelope jaar van Paase afsterf. Jammer is as iemand my name vergeet, maar het soveel groepies behoort. Is 'n bietjie gebedsgroep, 'n ou NC Kerkwyk. Elke met wie sy hierby betrokke was, het vir haar iets beteken of gedoen. Baie dankie vir jou insaag in haar lewe. Dankie aan die Piketberg gemeenskap, waar ons ouers vir meer as 60 jaar inwoners was. Goeie vriendskapbande is gesmee en mooi herinnering is gemaak vir hulle nageslag. Besluit met die woorde wat Sis Ileana, ons ouerhuis is nou in ons hart. Voor ek die seënbede doen, word jy ook uitgenooi, die familie gaan vir ons voortgaan. Wanneer ons na die seënbede gaan die familie eerste uitbeweeg. Ons gee dan vir hulle kans waar jy voor kan kom. Daar's 'n bak daarso waar daar blomblare is. En jy kan die blomblare dan op die tafel strooi as jou laaste eer en goodbye. Tot weersien. Kinders van die Here sê nooit goodbye. Ons sê tot weersien. Mag jy van hier af uitbeweeg met die troos van die Here, met die wete hy het die dood oorwin. Mag jy van hier af uitgaan en lewe vanuit hierdie verlossing. Hy wat vir ons die pad gelyk gemaak het, sodat ons by die Jesus, God die Vader, kan wees tot 'n lengte van dag. Amen.